Vader, dis lekker om te weet dat U is die naam bo elke naam. Hoe groot is ons God? Almal sal sien hoe groot is ons God. Dankie vir daai skrif wat ons herinner, Here, wat sê, julle sal geken word, mense sal julle sien, mense sal God se liefde sien, deur julle liefde vir mekaar. Dankie vir liefde, Here. Dankie vir liefde, dankie vir 'n nuwe jaar, 'n nuwe excitement, nuwe verwagting, maar ook nuwe bekommernisse, nuwe uitdagings, nuwe wat ook al, Here. Maar dankie dat ons vanmôre net kom sê, hoe groot is ons God. Dat U oorwin het, Here, aan die kruis, die dood oorwin het, sodat ons kan leef. Ons eer U en ons dankie in Jesus se naam. Ons almal sê saam, amen en amen. Baie dankie, julle kan julle sitplekke neem. Dit is lekker om vir julle te sien, almal aanlyn vanmôre. Goeiemôre, baie welkom, baie geseënde nuwe jaar vir jou. Mag dit vir jou mooi wees. Mag jy naby aan God bly. Ek sê nou die dag, het ek dit al gesê vir 2 jong mense wat wil trou. Moenie triks maak nie, man en vrou bly net naby aan die Here. Ek en jy moet net naby aan die Here bly. Ons praat vanmôre, begin ons met 'n reeks klaagliedere tot oorwinning. En ons praat van bankrot tot koningskind. Ek wil klem lê op die positiewe, die koningskind. Maar dit is eenvoudig so dat goed gaan verkeerd. Goed gaan verkeerd en dan bring dit baie vrae en baie verwarring en so ek wil hê jy moet vanmôre daar waar jy is, net die konteks verstaan en jouself daar binne plaas. As ons praat oor klaagliedere van Jeremia, en ons gaan nou daaroor praat van die boek en hoe dit werk en wat daar gebeur, maar dan is dit so dat jy het nie noodwendig alles verloor nie, maar jy het iets verloor. Jy het nie noodwendig in elke departement totale ineenstorting beleef nie, maar jy het bankrot geraak in 'n dimensie, in 'n insident in jou lewe. Iemand hou nie van jou nie, jy hou nie van iemand nie. Wat ook al met jou lewe gebeur het gister, nie net verlede jaar nie, gister, vanoggend. Dis verby, dis klaar. En God wil kom vanmôre om vir jou sê, weet wat, ek is beskikbaar om ontmoet jou waar jy is. Kom ons stap hierdie paadjie. Kom ons gaan van bankrot tot koningskind. So, kom ons begin vir voorspoed vir die nuwe jaar. Have fun in die teenwoordigheid van die Here. Ons kan baie dinge sê en baie planne hê en baie al hierdie goeders, maar voorspoed beteken eenvoudig God se teenwoordigheid. Dit is waarin ons mik en wat ons wil hê. Ons gaan lees uit Klaagliedere 3. Ek gaan nou vir julle die agtergrond gee, maar kom ons lees net gou hierdie skrifgedeelte. Ek lees uit die Afrikaanse 83 vertaling, Klaagliedere 3. Dis Jeremia aan die woord en dit sê, maar dit sal ek ter harte neem, en om die rede bly ek hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar's geen einde aan sy ontferming nie, dit is elke môre nuut. Die trou is groot, ek sê vir myself, die Here is my lewe, daarop hoop ek op hom. Die Here is goed vir wie op hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra. Dit is goed om geduldig te wag, en gedurig, maar geduldig, te wag op die hulp van die Here. Dit is goed vir 'n mens om sy las in sy jeug te dra. Laat hy in sy eensaamheid geduldig bly, as God hom die las opgelê het. Laat hy hom diep verootmoedig, miskien is daar hoop. Laat hy sy wang draai vir wie hom slaan, laat hy maar oorvloedig smaad ondervind. Die Here verstoot 'n mens nie vir altyd nie. As hy beproewing oor 'n mens gebring het, ontferm hy hom weer, want sy liefde is groot. Dit is teen sy sin dat hy mense in ellende en beproewinge bring. Die boek Klaagliedere is geskryf, neem ons almal aan, en dit staan in die Bybel dat dit is die Klaagliedere van Jeremia.
5 hoofstukke, dis 5 gedigte. Baie interessant as jy die geskiedenis en die agtergrond en die teologiese wat gaan lees. Die eerste 2 gedigte se sinne begin elke sin met die daaropvolgende letter van die alfabet, sodat dit maklik is om dit te memoriseer. Hulle het 'n naam daarvoor in die skryfkuns, dat dit een of literatuure ding is, en dis amazing, dis nie sommer net. Dan is daar ook 'n aanname dat dit nie noodwendig net Jeremia is wat dit geskryf het nie. Ons sê klaagliedere van Jeremia, maar dit is geskryf deur ooggetuienisse, deur mense wat deur al hierdie prosesse is vanuit hulle belewing van dit. So as ons daarna kyk, dan is hoofstuk 3 verseker Jeremia sinne. Dis syne. Die res ons neem aan, maar dit maak nie saak nie. Dis in dieselfde styl, dit is in dieselfde tydperk. Dis geskryf min of meer 587 tot 586 voor Christus. Dis in 'n tyd van Israel wat dit gaan goed. In hierdie tyd wat klaagliedere geskryf is of voor dit, gaan dit met Israel baie goed. Alles gaan goed. Dis mooi, dis lekker. Hulle ekonomie is goed, hulle handel dryf, die mense leef, hulle plant en hulle ploeg en hulle maak goedertjies en hulle wat en wat. Hulle het die voorreg om gereeld in die tempel bymekaar te kom. Dis lekker, dis goed, hulle kan hulle godsdiens beoefen. Hulle het geen probleme nie. Hulle bring hulle daaglikse behoeftes voor die Here en hulle herinner hom aan sy beloftes elke dag. Om te sê, Here, maar ons is u volk en dis net lekker, dis net mooi en dis net lekker. Ons het ons eie land, ons is vry, daar's nie onderdrukking nie, daar's nie wat nie, ons het ons eie koning. Ons weet wie en wat hy is en wat hy doen en hoe dit werk en al hierdie goedes, dit gaan goed met Israel en dan kom die jaar 587 voor Christus. Nou onthou nou BC werk ons nou verkeerde kant toe. 2020, 2021, 2022, so tel hy. Maar voor Christus was dit die jaar 587, toe word dit 86, toe word dit 85. So ons tel af. OK. Die ouens wat pampoen eet vir ontbyt sê tot in 87 Shanana. In 86 toe kom daar uitdagings. Toe val alles uitmekaar uit. Daar's 'n baie aggressiewe boef in die area en sy naam is Nebukadneser en hy kom met al sy troepe en hy val die land in en hy verwoes alles. Maar soos in alles, hulle het geen land meer nie. Dis nie meer hulle plek nie. Dis alles val uit mekaar uit. Nou ek wil hê, soos ek net nou gesê het, die konteks, jy leef lekker, dis 2025, dis mooi, dis oulik, dis wat, dis maandag, dis dinsdag, dis net oulik, en dan word jy wakker in die môre en bom. Jy het nie meer 'n land nie, jy het nie meer 'n bestaансreg nie, jy het nie meer 'n stad nie, die stad Jerusalem, die fort, die veilige plek waar almal bekend is, jy ken die ou by die apteek, jy ken die veearts, jy ken almal en alles en skielik het jy nie meer 'n stad nie, jy het nie meer 'n tempel nie. Jy het nie meer 'n plek nie. Kan jy dink wat dit beteken om op 'n oggend op te staan en te sê ons gaan kerk toe? Nou daar's nie te veel van hulle nie, ons sien dit vanmôre, maar daar is 'n paar wat nog sê kom ons gaan kerk toe. Jippie kan jy. En hulle klim in die karre en ry en die kerk is toe. En al die plekke van aanbidding is omgekeer en is nou verander in 'n shopping mall of in 'n restaurant of daar is net geen beoefening van jou godsdiens nie, geen koning. Ja, maar ons het nou probleme, jy weet, hoe werk dit? Maak so, bel die koning. Ons het nie meer 'n koning nie. Kan jy jou indink, ek en jy in ons eie verwysingsraamwerk van dinge gaan verkeerd, hoe verkeerd het dit gegaan? Ja, dis seer. Ek weet nie waardeur jy is nie. Maar God weet.
Jy het opgestaan en gevoel, jou bodem het net eenvoudig uitgeval. Alles, jou, wat ook al, noem dit, jou hele lewe het net so gekrammel. Het lyk of iemand 'n boks poustous so op die tafel uitgegooi het. Ons ken daai grappie van die poustous, nê. Die kind wat die hele pak so op die tafel omkeer, kom sy pa en sê, wat maak jy nou? Hy sê, nee, ek bou 'n puzzle. Sê, dis nie 'n puzzle nie, hy sê, maar daar staan 'n prentjie van 'n hoender. Jou lewe is net onherstelbaar moeg. Jy gaan nooit weer 'n hoender wees. Wat is die natuurlike reaksie in hierdie goed? Ek en jy sê vir mekaar, maar waar is God nou? Hoe het dit gebeur? As jy praat met mense wat intense trauma so beleef, goed wat onmiddellik verkeerd gaan, 'n karongeluk, 'n dood, 'n tyding wat jy nie verwag het nie. Dit is, ek meen, met 'n besigheid kan 'n ou sien, die boeke lyk nie mooi nie, die boeke lyk nie mooi nie, en oor 3 maande is jy bankrot. Jy kan so half vir jouself, maar daai breek. Dan is baie keer die eerste vraag, hoe kan God hierdie dinge toelaat? Jy sien, die ouens wat kommentaar lewer op hierdie klaagliedere, sê dat dit wat gebeur het, is as gevolg van die afvalligheid van die mense. Hierdie was 'n self-inflicted injury, hulle het nie by God gebly nie, hulle was happy, hulle was bederf, hulle was net maar so. En God het gesê, okay, ek onttrek my aan jou. Onthou jy die vers wat God sê, ek bring, my Heilige Gees bring sonde oortuiging, maar as jy nie ophou nie, gaan ek jouself oorgee aan jou sonde. Hierdie is een van die voorbeelde van waar dit wel gebeur het in die Bybel. In die wêreld waar God gesê het, maar okay, dan is dit so. Jy sien, want ons beleef, nou is alles weg en ons het geen hoop nie. Hoekom beleef ons dit? Hoekom beleef ons daai ding in sulke erge trauma situasies? Ons beleef dit omdat ons gewoonlik, en ek veralgemeen, gewoonlik, vat jy hierdie goed uit jou eie krag. Ek is in beheer, ek sal 'n plan maak, ek sal die koning bel, ek sal, sorry, ek het hierdie, ek het hom, en dan skielik, bom. Ons bestuur ons lewe, positief of negatief, maar in hierdie insident, bestuur ons lewe vanuit ons emosie en vanuit ons belewennisse. Onthou julle mense wat ook al iets gebeur, dan sê nou, hoe lyk die plan, wat nou? Nee, maar ek het dit al gedoen, jy weet hierdie, ja, I've got it, man, no problem, ek het got the t-shirt, ek is al hierdeur, ek sal dit weer doen. Ek en jy moet hier in die begin van die nuwe jaar besef, dat daar is uitdagings, daar is goed wat verkeerd gaan, maar ek en jy kan dit nie doen uit onsself uit. Ons kan nie. Ons kan eenvoudig nie. So, hoe lyk jou nuwe jaar? Hoe lyk jou nuwe jaar voorneme? In terme van, kom ons begin sommer op die fisiese goed, jou siekte toestand. Hoeveel mense bel ons en sê, ek het hierdie uitdaging, daar is hoeveel mense wat kommentare lewer oor na COVID en die inspuiting en nie, is daar nou skielik 'n nuwe tendens, kinders net so val om, met hartprobleme, met bloedprobleme, as mense gediagnoseer word met kanker, is dit sommer onmiddellik stage 4, die dokters kan nie meer uitwerk, waar is die oorsprong, voortyd kon hulle sê, dit het hier begin en daar versprei en nou sê hulle net, jy het kanker, dis so. So, dalk sit jy vanmôre met 'n siekteprobleem. Hoe gaan jy dit bestuur? Hoe gaan jy dit hanteer? Hoe gaan jy terugslag bestuur?
Ja, maar ek was nou besig om gesond te word, en nou het ek weer gegaan vir my telling, goeders en wat, en nou is dit weer erger. Hoe nou? So jy beleef terugslag. Jy beleef terugslag, dis eenvoudig so. Mens beleef terugslag in enige departement, enige dimensie van die lewe. Terugslag, finansiële goeders. Jy launch 'n produk, 'n nuwe besigheid, jippie, kan jy, môre is die dorp versadig, die mark is versadig, jy beleef 'n terugslag en jy sê, o my soul, nou het ek 'n kontrak geteken om die plek te huur en ek het mense aangestel en nou het dit dus 'n terugslag. Hoe gaan jy dit hanteer? Selfs dood of trauma. In hierdie tyd, julle as ons die koerante lees, my hart breek vir mense wat in hierdie tyd, dis veronderstel om 'n feestyd te wees, 'n tyd van oorwinning, 'n tyd van Kersfees, nuwe jaar, karongeluk. Mense op Facebook wat sê, hoorie, weet iemand waar is hierdie ou? Ek het gister laas met hom gepraat, hy's in Bloemfontein gewees, ek kry hom nie in die hande nie, sy foon is af. Trauma, hoe gaan ons dit hanteer? Jou finansies. Ons kom op 'n punt waar jy nou môre terug gaan kantoor toe, dis die nuwe jaar, dit was nuwe goeders, en jy kom daar en jy sien, maar goeie genade, my grootste kliënt het toegemaak. Trump daar in Amerika het nou weer 'n nuwe wet uitgevaardig en nou betaal almal belasting en nou is dit groot moeilikheid. Alles verloor, bekommernis. Ek het so geploeg en gestoei en ek het deur jaar gekom, maar net, maar ek is bekommerd. Ek weet nie hoe gaan hierdie goed uitwerk nie. Praat ek jou in 'n depressie in? Dankie tog, ek wil. Ek wil jou vra, waar is jy in jou lewe? En Johannes vanmôre ingeloop, die eerste ding wat hy sê, wat gaan nie anders as 'n begrafnis? Hoekom smile niemand? Ek vra, hoekom smile niemand? Dis dan nou jippie kan jy. Maar ons is moeg, ou. Ons is opgekuier, die kinders is besig. Baie moving parts, dit gaan so, oupa, kom ons gaan soontoe, nie. Hulle ry môreoggend 5:00, dankie tog, jippie kan jy. In die middel van die nag word Boetie siek, 3:00 kom die boodskap deur, ons gaan nie meer ry nie. My vraag is nie, is jy okay nie, my vraag is, why not, get in the car and go? Hoe siek kan jy dan nou wees? Die dokter staan waar jy is baie beter as hierdie, gaan huis toe. Ja, ek is lief vir julle weet ek spot. Maar hoekom is ons so hopeloos? Ons sit op 'n hoop, maar ons is hopeloos. Why? Klaagliedere. Die antwoord is altyd Jesus. Sondagskool 101. Maar kom ek gee jou net 'n klein bietjie 'n breër ene. Almal lei terug na Jesus. Toe Jesus is die fondasie, hy is die antwoord. Maar jou geloof gaan jou hier deurdra. Jou geloof in wat? Jou geloof in Christus. Jy het vanmôre hier ingestap en op daai plastiek stoel gaan sit asof jy nou net in charge is. Jy weet nie wat se gewigbeperking van daai ding nie. Jy weet nie of sy poot afgebreek is nie. Jy weet nie of hier gisterand 'n party in die saal was en iemand het hierdie stoel nou net so gebalanseer. Gaan jy val? Nee, jy gaan sit. Boem, hoekom? Want jy het geloof in wat? In plastiek wat in China gemaak is. Ons glo God vir 'n ewige lewe, maar ons glo hom nie vir 'n stukkie brood op die tafel nie. Ons glo hom nie vir genesing in watter departement van jou lewe ook al nie. Geloof is altyd in verhouding met Christus Jesus. Nie net jou een nie. Ek glo nie in een van julle nie. Met liefde, ek love julle almal, ek like julle kwaai. Glo jou nie. Jy moet ook nie my glo nie, hoor. Moenie, want ek sê te mense, ek gee jou drop. Ek gaan jou drop, ek gaan vir jou lieg. Koos kan ons, ja natuurlik, no problem, boom. Hoor jy nie, ek het nou 'n bietjie gedink daaroor, nee. Geloof in Christus, die woord. Kom ons kyk terug, en ons kyk en sien God se genade. Ou vertel 'n storie, hy sê hy was so klein. Nou vandag sou dit seker kindermishandeling gewees het,
Maar daai jare was dit avontuur. Hulle het op die plaas gekuier en die kinders het gaan tent opslaan in die stoor vol hooi met daar. En hulle is daarin, maar nou sit 'n klomp kinders en hulle mag nie 'n kers en 'n lamp en 'n wat saamvat nie, want die hooi met gaan afbrand. Hulle is nou baie braaf daarin 5:00, 6:00 die middag, hulle het 'n tent en wat ook al. Maar toe begin dit donker word. En soos dit donker word, kan jy al hoe minder sien rondom jou. Nou weet ons hoe daai groot singstore, hoe kraak hulle, nê. Want die son het hom nou warm gebak en nou koel hy af. Nou begin hy so kraak. Klap, klap. En hy sê die volgende oomblik toe 'n uil binne in hierdie ding. En hoe. En hy klap dit toe, oop en toe, huis toe, deur die veld, deur die spruit, aan die kant uit. Hy storm in die sitkamer in en hier sit al die groot mense. Sy pa sê van wat nou? Hy sê ek was glad nie bang nie. Jy lieg man. Jy vat 'n kans. Kyk terug na wat God die laaste keer vir jou gedoen het toe 'n uil in die hoek gesit het en gesê, hoe nou? Kyk, gaan terug in jou geloof, in jou verhouding met God en sê, maar God het. God sal weer. Lofprysing en aanbidding, ongeag jou omstandighede, jou emosie, jou belewenis. Daar's 'n reël wat rondloop, hierdie TikTok goeters, van 'n baie erge krimineel in die tronk, sulke alles. Dis bad. Ek weet nie of julle dit al gesien het nie. Dan vra die onderhoud ou met hom, vertel my van jou salvation, vertel my van jou redding. Dan sê hy, ek is in die tronk, en hierdie ouens het aangehou met hierdie boekies daar verbykom. En ons het die goed gerook, en ons het dit nou maar gedoen, maar op 'n stadium toe lees ek, toe sien ek daar's 'n ou met die naam van Pieter, en my naam is ook Pieter. Toe dink ek, wag, laat ek hoor wat het die ou gemaak. En ek lees, Pieter was in die tronk, en hy het die Here geprys. En hy kon nie die ding verstaan nie, toe sê hy, maar ek gaan dit try. En hy het op sy manier met sy vals en bas en altyd gelyk, het hy daar in die middel van die nag begin sing. Hy sê, hy weet nie wat sing hy nie, hy sing net. Want hy hoor nou, Pieter het ook gesing, nou sing hy ook. In die volgende oomblik het die Here hom net aan sy ore gevat en vir hom gesê, ek like jou, jy's okay. Jy's my kind. Jy sien, as ek en jy gaan wag tot ons beter voel om by lofprysing uit te kom, en lofprysing in die woord is nie net sing glorie halleluja nie. Dis 'n leefwyse, dis 'n getuienis, 'n lewende getuienis om uit te gaan en sê, hoe gaan dit met jou? O broer, onder die omstandighede. Die man wat na die huwelikberader toe gaan, toe sê, jy moet my help. Sê die ouene, wat nou? Hy sê, my vrou slat vir my met 'n koekroller, baie. Sê nou, vertel, hy sê nie, gisteraan toe kom ek by die huis, en ek het regtig niks gedoen nie, en ek is nog maar net daar, en dis dalk die probleem dat ek nog niks gedoen het, want sy het my gestuur om goed te doen, toe doen ek dit nie. Maar toe ek nou weer sien, toe sê die koekroller op my. Jou vra vir hom nou, wat doen jy toe onder die omstandighede? Hy sê, ek was nie onder die omstandighede, ek was onder die bed. Hoe lyk ek en jy se reaksie in omstandighede wanneer dit verkeerd gaan? Onthou God se beloftes. Ons het dit verlede week gesê dat ons moet terugkom in die woord van die Here. Onthou God se woord. Is daar ook 'n spelfout met God se woord met 3 O's? Haha, jy sien, jy moet oplet, jy moet skerp wees. God se woord. Jy nie begin om weer die Bybel te lees nie. Dit gaan goed, dit gaan sleg, dit gaan nie lekker nie, dis nie heeltemal alles in mekaar geval nie. Ons is nie heeltemal by klaagliedere nie, maar ja. En dan, onthou die kruis, die opstanding en die oorwinning. Vir jou, vir my. Want jy sien, hierdie hele storie speel af 586 jaar voor Christus. En toe kom Christus,
En hy begin bedien en min of meer 30 jaar later staan Jesus self op die muur en hy kyk na Jerusalem en hy huil. Hoekom? Hy is dan nou geherbou, dis reg. Die klippe is gepak, die koning is terug, die kerk is weer oop, die ekonomie loop mooi, maar Jesus staan en kyk na die mense en hy sien die gebrokenheid van min of meer 600 jaar terug op daai stadium. Dit wat met Jerusalem fisies gebeur het, wat veroorsaak het dat Jeremia kom en 'n klaaglied skryf, 'n huil, 'n weenbrief. Kyk hoe lyk ons dorp, kyk hoe lyk ons land. Kom Jesus en hy staan en hy kyk en hy sê, kyk hoe lyk my dorp, kyk hoe lyk my mense. Jy uitdag vanmôre hier in die begin van die jaar. Waar's jy? Hoe lyk jou hart? Hoe lyk jou verhouding met die Here? Want jy sien, as ek en jy vanmôre in die teenwoordigheid van God kan kom, dan kan ons uitsien na ook sy teenwoordigheid in die hiernamaals. Koos, hoe doen 'n ou dit? Bly jy vra. Ek wil jou uitdaag hier in die begin van die jaar. As al hierdie goed vir jou net, regtig, Koos, get over it, jy weet, get on with it. Hoeveel keer moet ons dit nou nog hoor? Dan wil ek vir jou sê, dalk nog een keer. Jy daar by die huis, jy hier in die saal. As jy voel jy is moeg, Jerusalem het gebeur in jou lewe, daar het 'n Nebukadneser ingekom, jou plat getrap, dis nie lekker nie. Dan kom Jesus en hy sê, ek staan en ek kyk oor die dorp. My hart huil vir jou, maar ek is hier vir jou. Ek het gekom vir jou, ek het gesterf vir jou, ek het opgestaan vir jou. Hoe doen 'n ou dit? Hoe kry ons die teenwoordigheid van God, die ewige lewe, maklik? Dis baie keer te maklik. Mense sê ons vereenvoudig of oorvereenvoudig hierdie hele proses. Maar dis nie ons nie, dis die woord wat dit sê, dis so maklik soos dit. Jesus sê, elkeen wat my naam bely, sal gered word. Kan ek julle gou nog 'n storie vertel uit Botswana, uit 'n ander ou. Sy naam was Rakuze. Ek het nog nie vir julle te veel van Rakuze vertel nie. Rakuze, Ra is meneer, Ra en Ma is mevrou. Rakuze, sy naam is Kuze. Kuze beteken verdwaal. Meneer verdwaal. Nee. Ons het op 'n stadium daar in die village besluit om die arm behoeftige mense te begin bedien. Nou dis baie relatief. Daai ouens wat daar bly het niks. Dan kry jy nou heeltemal die ouens wat niks het nie. En dan kry jy die ouens wat niks het nie. En dan kry jy vir Rakuze. Rakuze was op daai stadium min of meer 30 jaar oud, het ons geraai, min of meer uitgewerk. Sy familie, 2 sulke klein kindertjies wat oorgebly het, want onthou nou daai area is die hele Botswana vrot van die vigs en die wat. Daar het net 2 sulke kinders oorgebly. Hulle sê hy was omtrent 16 jaar oud toe hy geval het. Nou in Afrika kultuur, hulle toer mekaar en hulle spreek vloeke uit en hulle gee mekaar gif in en wat. En Rakuze het geval. En hy word 'n zombie, maar soos in totaal. Hy is totaal overgrown. Hierdie rasta haarstyle, hulle het niks op daai ou nie. Hy het 'n natuurlike een, so sy naels, sy baard. Ons sê maar, waar bly die ou nie? Hy bly daar. Nou gaan ons soontoe en ons kry hierdie kinders, ons sê, waar's Rakuze? Hulle sê, nee, hy sê daar. Ons gaan soontoe, kom daar so ashoop ding daar. Daar's niks. Daar's 'n hond wat daar skarrel en wat. En ons gaan terug en sê, nee man, wat nou, waar's die ou? Nee, hy's daar. Vat ons soontoe, so ou kombers ding, tel hom op, hier lê die mens. Julle, dit lyk 'n ryk en wat, dit is, ek het dit in my lewe nog nie beleef. Ek sê nou maar kwaai.
Ons het 'n groep studente van Potchefstroom Universiteit daar, as ook 'n kerk van Suid-Afrika as uitreikspanne. En daar sê ons nee maar, hier kom 'n ding. Ons moet iets doen aan hierdie ou. Hulle tel hom daar op, hy's regtig 'n sakbene, hy het geen beheer oor niks. Hulle grou vir hom 'n gaatjie in die sand, dis soos op die strand, nê. Sit die babietjie daarin, sit hom daar, gooi hom toe, nou sit hy so in die sand. Kurts, kwam so. Die vrouens loop om die area. Hulle bid. Een van hulle tel 'n Nuwe Testament Gideon Bybeltjie se bladsy op. Maar dis in Tswana. Hulle weet nie wat dit sê nie, maar dis net die twee blaadjies so aan mekaar, hy's so gebrand op die punt so. En hulle bid en hulle bid en hulle vra vir iemand wat beteken die ding, en dit is daai skrifgedeelte van Jesus in die woestyn waar die vyand hom versoek en Jesus vir hom sê maar die Vader sal die engele opdrag gee aangaande jou. En hulle begin dit te bid vir hierdie ou. Ons weet nie daarvan nie, hulle is daar, ons is hier. Een van die tolke vat 'n lemoen, breek hom, voer hierdie ou, hy soos 'n dier, so. Ons bid. Wat kan jy sê? Jy sê niks, hier sit hy. En ons bid iets van, Here, hoe nou? En die volgende oomblik maak Rakuze sy oë oop, so, poing. En hy kyk die tolk in sy oë. En hy sê vir hom, julle het gekom met Jesus, sodat ek kan gaan met Jesus van vandag af. En hy maak sy kop toe, en hy slap verder. Rakuze het nooit weer wakker geword nie. Min of meer 2 weke later, toe sy oorlede. En die chief vra my om die diens te doen. Want almal weet nou ons was daar. Die gevolg van die ding, nadat hy daar gepraat het, hulle los hom net daar in die gat. Daar gat ons. Die son is warm, maar hier sit die ou in die gat. Die son som doodbrand, maar in elk geval. Daar gat ons almal terug. Die klomp studente, daar's 'n arbeidsterapeut en 'n fisioterapeut en 'n elektriese ingenieur. Hulle maak planne. Hulle vat my hemp. Hulle vat my tent. Hulle haal die velcro van die tent af, hulle sit dit so, laat hulle kan hom hemp aantrek. Hy kan nie so maak nie. Velcro, plak hom vas. Hulle vat my haarmasjien. Hulle gaan hom nou skoonmaak. Vat my naaldknipper. Hulle vat my sinkbad. Hulle vat Ilana se Savlon en daai goeters. Hulle gaan vir hom tune. Môreoggend 6:00, so daar in die kamp, op die bakkie daar gat hulle. Hulle is nie 5 minute weg nie, hier kom hulle terug. Tok tok, kom gou. Ek sê wat nou? Nee, hulle was daar by Rakuze. Ek sê is kwai, wat nou? Hy sê kom kyk. Ek sê maar neem foto's. Wat kom kyk? Ek kom daar, hier lê die ou daar in die koelteboom. Hy skoon soos ek en jy. Ek sê eers maar julle is vlytig, so vinnig. Hoe nou? Wat hulle sê nie verstaan nie. Ons het hom so gekry. Ja, come on man. So ons het hom so gekry. Ons vra vir die kinders, wat het hier gebeur? Nee, hulle is, toe ons weg is, toe besef hulle, hy sit hier in die sand, hulle het hom daar onder die boom ingesleep. En toe hulle vanmôre wakker word, toe lyk hy so, hy skoon, so ek en jy, geskeer, gewat. God het die engele opdrag gegee, aangaande hierdie ou. Koos, jy was te lank in Botswana, die son het jou gebrand, wel, nee. Gaan lees die woord van die Here. Nou, ek kom vanmôre by jou, en ek vra vir jou, meneer, mevrou online, daar waar jy sit, onder die boom, in jou sitkamer, in jou bed met jou langmou pyjamas, het jou lewe gekrambel soos Jerusalem, soos Israel, het jou lewe soos Rakuze, het jy geval en dat vir jou niks oorgebly nie. My gebed vanmôre is, nie die engele nie, maar die gees van die Here wat in jou hart inkom en vir jou 'n nuwe creation maak. So maklik is dit. Jesus sê, ek staan by die deur van jou hart en klop, as jy oopmaak, sal ek inkom vir jou uitdaag,
om hierdie gebed te bid, om te sê, Here, ek maak my hart oop vanmôre. Ek ontvang Jesus as my verlosser, my redder, die koning van my lewe. Ek aanvaar en ervaar die dood van Jesus aan die kruis vir my. Ek ervaar en aanvaar en beleef die opstanding van die dood van Jesus vir my en ek staan nou op uit die dood en ek begin lewe in die teenwoordigheid van die Here. Dan gaan klaagliedere van bankrot na koningskind vir jou waar word. Mag dit vir jou so wees. Koos, wat doen ons nou? Nou lofprys en ontbid ons. Ja, maar ek ken nie 'n liedjie nie, hier's eene. Ons noem dit die oorwinningslied. Net al wie is, die link is op die uitsending. Gaan kyk hom. As jy hom nie ken nie, luister hom net. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Here. Ek gaan ons vra, ons hierdie kant, ons gaan dit sing nou. En ek wil hê ons moet Israel, Jerusalem, ons eie gebrokenheid, ons eie verlorendheid net neersit en opstaan. Maar dan wil ek vir jou wragtig vra, en hoor my mooi Afrikaans, asseblief. Stuur vir my 'n foto van waar jy smile. Stuur vir my 'n foto van waar jy onder die boom sit en sê, ek is 'n koningskind. En kyk, die ou goed het verbygaan. Kom aan, julle, ons sê hierdie goed oor mekaar. Maar ons bly so starrig. Ons ratkas wil nie gaan nie. Ons is so, hier's 'n optiekie. Ag, die optiekie. O, hier's 'n vallei. Ons ken die storie van Gedaandal. Nie Genadedal nie, Gedaandal. Julle eendag daai storie mooi vertel. Mag die Here jou seën. Dankie vir julle gebede, vir julle bemoediging, aanmoediging. Mag dit vir jou 'n geseënde jaar wees in die teenwoordigheid van God. Mag jy gaan vandag hier en nou van bankrot na koningskind. Vrede vir jou. Mooi gaan.